Graag jy hoor daar mooi, wonderlik. Als altyd so lekker om dit in die mense kan hoor. Baie welkom by ons Paaksdiens, sangdiens vanoggend. Die verloop van die diens gaan so 'n bietjie anders te loop soos normaalweg. Ek weet nie van die wat van verlede jaar se Paaksangdiens onthou nie. Ons gaan werklik waar die naam van die Here groot maak en loof en prys. Ons het juis die Here ook uitgekies om die kruistrekking, die pad na Golgotha toe, daar waar die bloed van die lam gevloei het. Ons gaan begin met voorsang, u kan net so bly sit, terwyl ons 'n paar voorsang sing. Here is
onder die aarde, en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek oorseën. Aan hom wat op die troon sit, en aan die Lam, kom toe die lof, en die eer, en die heerlikheid, en die krag, tot in alle ewigheid. Alleluia.
Goeiemôre geliefdes. Baie welkom by hierdie besondere diens vanoggend, waar ons Paasdienstig, ons Paastyd eintlik kom afsluit. So baie dankie vir u teenwoordigheid en dankie dat ons daarin kan deel, regtig kan deel. Dit gaan 'n baie mooi geleentheid wees en ons vra dat u net op die doeke sal volg en net reageer soos wat die liedere wanneer ons moet staan of sit opkom. Volg maar net die doek en jy sal gemaklik wees daarmee. Maar in een en elk sê ons baie welkom by die diens vanoggend. Sê ook welkom vanoggend by Adrian se vader wat vanoggend hier is. Ons as gemeente bid alreeds vir jou en dankie dat jy vanoggend hier saam met ons is, hoor. Ons waardeer dit opreg. En dan meneer Sammy is ook vanoggend hier, is Koos van Rensburg se buurman. Hy het hom uitgenooi en hy het ook vanoggend hier by ons by die diens aangesluit. So ons sê baie welkom ook aan hom. Geliefdes, ons gaan hierdie diens in met groot dankbaarheid en dink opreg na oor wat het die hele kruisgebeure vir elkeen van ons beteken. Daarom sit terug, staan, sing en leef in die pad wat die Here Jesus Christus vir elkeen van ons gestap het. Beleef dit in die hart deur die mooi sang, deur die mooi begeleiding met woorde en kom ons kry die boodskap wat ons met dankbare harte kan terugneem huis toe. Kom ons buig die hoofde. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Amen. Gemeente, ek kom groet u in die naam van die Here Jesus, wat vir ons sy lewe afgelê het. En daarom genade vir u, vrede, en mag jy die liefde van Jesus intens vanoggend beleef. Wie wil nie die liefde, vrede, hoop hê wat Jesus bring? Maar wanneer daardie pad deur donkerte, deur pyn, deur lyding en selfverhouding moet, wanneer dit lei na Golgotha, dan hak ons voete vas, ons harte huiwer. Dit is makliker om by die opstanding te begin, die lig, die vreugde, die boodskap. Ons hou van opstandingsondag. Wie sê nie? Dis die woordpunt voor 'n blom. Maar as ons regtig wil verstaan wat opstandingsondag beteken, moet ons eers goeie vrede gekry het. Want dit is presies hier waar die hart van Paasfees lê. Hier waar geloof werklik word. Hier waar Jesus nie net ons red nie, maar ons volg en ons innooi in die reis van gehoorsaamheid, selfs tot die dood toe. Want die pad na Jesus lei na glorie. Ja, maar eers deur die kruis. Te offer en vir soveel meer.
elke dag. En wat ons vir ander mense moet doen. Maar, die mense van daai tyd, het heks. Hulle het baie lelike goed van hom gesê. En weet julle, toe gaan hulle so ver, dat hulle arresteer. En hulle het op die ringsmeer vergryp. Dit ons seer nie. Ek weet nie wie van julle het al hierdie bome gesien, die lang dorings nie. Hulle takke kan ons vat en dan buig ons so om. En toe het hulle van daai takke vol met doringkring gemaak en dit op sy kop gesit. En toe sê hulle vir hom, jy sê ons jy is 'n koning. Soos jy dan ons nou 'n koning is, hoekom kom red jy nie jouself nie? Weet julle van die praat ek? Wie is dit? Sê? Ons praat van Jesus. Jesus was so graag wil wees van ons lewens, dat hy aarde toe gekom het. En toe het hy hom gevang, en toe gaan spyker hom so kruis was. Maar Jesus het, toe hy aarde toe gekom het hy gesê, ek wil so graag deel van jou lewe kom wees. En toe het hy 'n pinkie promise met ons goed doen. Wat vra Jesus van ons dink julle? Wat wil hy van ons doen? Dink julle hy wil hê ons moet 'n belofte aan hom maak? Die Jesus wil hê dat ons moet kom en vir hom kom sê, dat ons beloof om sy kinders te wees. Ons gaan probeer om elke dag te lewe, soos wat hy geleef het. Dat ons gaan daar wees vir mense, ons gaan opstaan vir mense, ons gaan help vir ons kan. Dit is wat Jesus van elkeen van ons kom vra, is dat ons moet kom en 'n pinkie promise met hom maak. Okay? Kom ons sê nou maar ons oogies toe. Papa Vader, en die oggend kom sê ons dankie. Jesus, dit was nie 'n maklike pad nie. Dit was 'n baie moeilike pad wat vir ons moes kom stap. Maar u het met liefde kom doen, sodat ons saam met u 'n pad kan stap, dat ons ons hartjies vir u kan gee, en dat ons elke dag vir u kan leef. Die Here help ons, hier ons op na vakansietyd is, dat ons daar sal wees vir mekaar, maar dat ons ook vir u sal lewe, om u naam ontvul. Amen. Kom ons staan en sing ons 'n liedjie saam.
een van die 12 discipels, die een wat Judas Iscariot genoem is, na die priesterhoofde toegegaan en gesê, wat sal jy nou my gee as ek sorg dat Jesus in jou hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk vir 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Believe the
Toe sê Jesus vir hulle, julle almal sal my vandag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal in mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. Daarom sê Petrus vir hom, al sal hulle almal u ook in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vandag nog, voordat die hand kry, sal jy met 3 maal verloor. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloor. Al die disciples het ook so gesê. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk aan mekaar geroep. En vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as 'n opreiger van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskree, weg met hom. Omdat Pilatus vir Jesus van loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig, kruisig hom. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker u, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Jesus,
Vader, in die hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Soon be
Nie net tot in die tempel waar mense heen, maar tot op God, waar daar stilte en pyn is. Want dit is daar waar ons gevormd word. Daar waar ons ware identiteit in Christus begin wortel sien. Ons volg hom nie om verlossing te verdien. Dit het hy klaar bewerk. Ons volg hom omdat ons wil wees soos hy. Omdat ons gevormd wil wees word na sy beeld. Dan moet ons verstaan, daardie beeld is een van selfverlooning, een van diens, een van lyding. En dit vraag iets van ons, gehoorsaamheid, selfs as dit ongewild is, liefde, selfs as dit nie teruggegee word, getuienis, selfs as mense spot. Dit is maklik om Jesus met ooggawe te volg, wanneer hy brood vermeerder en stil maak. Maar sal jy hom volg wanneer hy stil bly voor Pilatus? Sal jy hom volg as die pad seer maak? Die uitnodiging wat Petrus destyds op Palmsondag aanvaar het, toe hy gesê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat lewe gee. Wat vra hierdie Paasfees van jou? Goeie Vrydag en die dag wat volg. Dit vra dat jy sal stil raak. Dat jy sal kyk na Jesus se pad en nie net bewonder nie, maar besluit om dit ook te doen. Om ja te sê vir 'n lewe van gehoorsaamheid, selfs al is dit moeilik, want jy weet, daar is geen glorie sonder Golgotha nie. Die pad van Jesus lei na glorie, maar nooit sonder die kruis nie. Mag jy hierdie Paastyd stil raak by Goeie Vrydag. Die kruis was nie die einde nie, dit was die deur. En Jesus roep jou om agter hom aan te kom, deur die kruis tot die lewe. Ons Hemelse Vader, voor U word ons baie, baie stil. Uit diepe, diepe dankbaarheid vir U liefde vir my. Dankie Here, dat U gekom het om my te kom help. Dankie dat U gekom het om my te red. Ek was verlore. Ek was op die verkeerde pad. U het gekom om aan my die regte pad te openbaar. U het gekom om my herder te wees. Daarom bid ek, o Heilige Gees, kom omvul my. O Heilige Gees, kom vat my hand en laat my ook die pad loop wat U geloop het. Dat ek myself kruisig, die ou sondige lewe, en dat ek in en deur U opstaan tot 'n lewe van oorwinning. Ek kan nie genoeg dankie sê, Here, dat U net die oë toegemaak het en my alleen gelos het nie, maar dat U gekom het, juis omdat U my lief het, juis omdat U my nie verlore wou laat gaan nie. Dankie daarvoor. En dit bid ek toe, Here, vir elkeen in ons gemeente. Houd die jonk. Mag elkeen van ons met die tyd in die hart aangegryp word. Met wete, Jesus het vir my aan die kruis gesterwe. In sy naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou kyk na die opneem van ons dankoffers. Ons gaan kyk na die afkondigings
opstaan, as die naam nie op is nie, ook opstaan asseblief. Staan op. Ons sê, daar is nog een. Ons sê baie geluk aan hulle wat verjaar. Ons dink aan julle, maak dit vir julle 'n baie nuwe lewensjaar wees. Vir die afkondigings wil ek net voorhou nie. Een van ons klein seentjies elke Sondag hier, Janko van der Westhuizen. Hy het gister 'n ernstige rugbybeserings gekry en hy is in ICU. Ek wil graag vra dat ons vir hom, vir sy ouers, vir sy familie asseblief ernstige voorbereiding sal doen. Hy is so klein seentjie, maar baie ernstig seer gekry. Goed, dan dink ons aan my stoepkaart. Stoepkaart, is ek nou reg? Nog nie reg nie, maar julle weet nou van wie ek vrou. Wayne, daar is hy, staan op. Ons dink aan hom, hy steek groot hartseer hierdie week, sy broer is oorlede aan kanker. Ons dink aan jou, hoor my, al spreek ek nie jou van korrek uit nie, jou skoonpa praat die hele tyd met my daaroor. Dan wil ek dankie sê vir ondersteuning vir Gerda. Die operasie het goed afgeloop. Sy sukkel maar, dis baie seer. En ek het nou in die konsistorie gesê, maar ek het groot geskrik toe ek al by die huis sien. Toe dog ek is al amper weer 'n Abraham. Want sy het so geswel, dat ek gedog het sy is weer swanger. Gelukkig, dit kan nie. Maar kom ons dink aan haar, dat sy daar baie mooi herstel. Maar wat ek nagelaat het in konsistorie is ook dat Gerda se oudste sussie, se man, my swaar, is hierdie week gediagnoseer met ernstige lewerkanker. So ons dink aan Willem ook, hy is nie deel van ons gemeente nie, maar hy is deel van die familie. Dan asseblief neem net kennis, eerskomende Vrydag om 8:00 is ons nagmaal. Dis baie vroeg. Maar asseblief eerskomende Vrydagoggend om 8:00 die heilige nagmaal in antwoord op ons hele reeks wat ons behandel het in hierdie Paastyd. En dan gee my net 'n oomblik om vir hierdie pragtige mense hiervoor baie dankie te sê vir hulle tyd, vir hulle liefde en vir hulle voorbereiding van vanoggend se diens. Ons sê vir hulle baie dankie. En as ons klaar is, word jy uitgenooi na die saal toe, waar daar ietsie te drink is, ietsie te eet is, waar ons net lekker saam kan kuier. Hoor, kom net saal toe en kom geniet jouself. Goed, dan gaan ons aan.
Geliefdes, ons het elkeen volgend gehoor hoe lief die Here vir jou en my het. Ons het elkeen gehoor dat daar in ons harte geen twyfel moet wees dat waarheen ons op pad is nie. En daarom kom ons respekteer die liefde van die Here. En kom ons gaan hier en kom ons gaan lewe hierdie liefde elke dag in opregtheid. Nie omdat hy dit vra nie, maar net uit diepe, diepe dankbaarheid. Kom ons buig die hoofde. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy wees met elkeen van ons om net